Goeienaand julle, welkom terug. Die sonnetjie skyn hier agter, is hopelik niks donder weer vanaand hier nie. Kom ons maak ons oogies toe. Here, dankie dat ons weer kan stil staan by 'n stukkie in die woord. Here, 'n stuk wat meeste mense die Bybel laat toemaak en sê hulle wil nie verder lees nie. Want hulle sien dit as sleg. Maar vir Christene is dit die grootste stuk hoop wat ons vanaand gaan lees. Maak dit asseblief vir ons in ons harte oop. Laat die Heilige Gees vir ons mooi sê wat dit beteken, sodat ons dit ook met ander kan gaan deel. Baie dankie vir die liefde. Amen. Goed, so. Openbaring 1. Gustav, waar gaan Openbaring 1? Goed, so. Oordeel. Nee, ja. Onthou jy toe op skool 'n brief moes geskryf? Nee? Ek moes altyd die adresie daar in die eekant geskryf. Dis nou 'n e-mailadres aan wie jy dit skryf. Dan was daar 'n subject waaroor dit min of meer gaan. Skryf jy jou briefie en aan die einde sê jy van wie af kom. So, onthou, meeste van hierdie ouens wat hier in die Nuwe Testament geskryf het 'n brief vir iemand geskryf. Skryf, moet vir iemand gegee en sê, okay, daar gaan jy. Sny 'n lyn, gaan deel hom uit. So hoe gaan jy 'n brief begin? Nee? Kyk jy opskrif. Daar's 'n voorwoord. Okay? Jy sê in die brief wie jy is wat hierdie brief skryf. Okay? So daar staan wat hierso volg in hierdie brief is deur Jesus Christus aan Johannes geopenbaar. Okay? Maar julle sal sien in al die vorige boeke wat Johannes geskryf het, het hy nooit sy eie naam genoem. Hy het altyd gepraat van Jesus se gunsteling disipel of Jesus se getroueling. Hy het nooit sy eie naam genoem, hy het homself so beskryf. Maar in Openbaring, omdat dit iets is wat hy sê, iemand het dit vir my gegee en ek moet dit nou vir julle weergee. Dis amper soos 'n ding in die hof wat jy sê, ek sit my hand op die Bybel, dis soos dit is. Nou noem hy sy naam. Okay? Hy sê wie hy is. Goed. So, God het die openbaring wat binnekort moet gebeur vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Nou as jy die woord binnekort hoor, en hierdie ding is 2000 jaar terug geskryf. Hoe binnekort is binnekort? Okay? So as jy die Grieks gaan lees van binnekort, dan staan dit eintlik vir noodwendig, of dit sal definitief gebeur. Okay? En party mense maak dan om te sê, as hy dan gesê het binnekort en dit het nog nie gebeur nie, hoekom kan ons dit dan nog glo? Okay. So dit beteken, dit gaan definitief gebeur. Goed, so wie het hierdie visioen gesien? Vers 2, hier sê hy wie hy is. Johannes, dis nou die ou wat skryf, hy sê ek, Johannes, is die getuie. Sien julle half die hofding? Getuie wat van God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. So dis amper daai verklaring in die hof wat sê, ek beloof om die waarheid te sê. Alles wat ek gesien en gehoor het, gaan ek nou vir julle gee. Goed, so dan groet hy die mense. Julle sien al die briewe, Paulus ook. Hy skryf vir mense wat hy al voorheen ontmoet het. As ek nou vir jou 'n WhatsApp stuur, gaan ek nie sommer net in die deur val en sê, bring vanaand vir my dit en dit. Ek gaan sê, hoi, hoe gaan dit? Was jy daar? Okay? Hier is die groet. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat dit ter harte neem, wat daarin geskrywe staan. Okay. So, hier kom die aanhef van die brief. Wie die brief geskryf, hy sê, ek skryf het Johannes. Aan wie hy skryf hy dit? Aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië. Daarachter kan jy skryf Turkye. Nee, dis waar dit vandag is. Klein-Asië is vandag Turkye. Goed, en dan doen hy iets wat die dominees nou in die kerk doen. Wie van julle was onlangs in die kerk? Wat gebeur as die dominee sy hand in die begin so opsteek?
Hy seën jou, né? So hier's die seëngroet. Genade en vrede vir julle van hom Jesus, wat is, wat was en wat kom. Okay, so dis waar dit vandaan kom, hoekom dominees dit in die kerk doen. Een van die 7 geeste voor sy troon. Nou, omdat ons al later in die boek gewerk het, weet ons wat die 7 geeste, né? Dis die Heilige Gees in sy volheid. En van Jesus Christus. Met ander woorde, wie groet ons hier? Die 3 bene. Sien julle? God groet ons, die Heilige Gees groet ons en Jesus groet ons. Alle 3 waarin ons 'n kindjie doop, né? Goed. So, wie is hierdie Jesus Christus? Die eerste een wat uit die dood opgestaan het en heerser oor die konings van die aarde. Goed. So, dit is nou die hersie. Kyk wat gebeur by vers 7. Hy sê, dis die subject, waaroor gaan die brief, né? Tema van die boek. Kyk, hy kom op die wolke, en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde, sal oor hom in selfverwyd weerklag. Okay, so die tema van die boek, waaroor gaan die hele boek Openbaring? Oor Jesus. Hierdie boek se ander naam kon gewees het, die boek van Jesus. Nie die boek van die wederkoms, of die boek van die 666, of die boek van die draak, he? Die boek van Jesus. Kan. So kan die boek van Jesus vir jou 'n scary ding wees? Nee. Tensy jy nie in Jesus glo. Okay. So dit is waaroor Openbaring 1 gaan. By vers 9 sê hy net vir ons, onthou julle daai stuk, laat hy op die eiland op Patmos gesit het. Kyk daar by vers 9, die einde van vers 9. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. So die Romeine en die Jode in daai tyd was te bang om Johannes dood te maak. Toe gaan sit hom op 'n eiland. Sê, shush. Maar toe skryf hy briewe en hulle het hulle secret service en hulle poste die hele wêreld vol en vandag nog het ons die weg. Goed. Aan wie skryf hy die briewe? Gustav is nou al goed met hierdie. Vers 11. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. So, hoofstuk 2 en hoofstuk 3 is daai 7 briewe vir die 7 gemeentes. Al is dit 2000 jaar terug geskryf, is dit nog net so geldig vandag. Okay? Toe kom ons by hoofstuk 4. Wat gebeur daar? Wat is die opskrif daar, Annemie? God sit op die troon. God sit op die troon. So nadat hy nou die briewe geskryf het, sê hy vir ons, wie's in beheer? Wie sit op die troon? God sit op die troon. Finish en klaar. Op watter troon sit hy? Die troon van die verlede? Ja. Die troon van die Jode? Ja. Die troon van die toekoms? Ja. Troon is so God wat was, wat is en wat kom. Dis baie belangrik. Want as ons nou in nommer 6 gaan begin lees van die chaos, moet ons vir onsself sê, wie sit op die troon terwyl die chaos gebeur? Is dit iets wat buite beheer is, wat God net toelaat en nie worry oor? Nee, God is nog steeds in beheer. Goed, hoofstuk 5. Die lam is waardig om die boek oop te maak. Wie is die lam? Jesus. Is hy vandag nog steeds die lam? Hy is nou die leeu. Kijk, maar die lam, omdat hy geslag was, kan hy nou die boekrol oopmaak. Kijk, so ver hoofstuk 4 en 5, enige plek in Openbaring, tussen Openbaring 6 en Openbaring 18, gaan al die woord goed na gebeur. Alles waar almal altyd skrik, die draak, die horings, alle vreemde goed gebeur tussen hoofstuk 8 en 18.
En as jy ergens begin worry, dan sê jy vir jouself, kom kyk net gou weer, wat sê hoofstuk 4 en 5? God en Jesus is in beheer. Dan kan jy weer verder lees. OK. Goed. So vanaand tackle ons hoofstuk 6. Meeste van die mense wat Openbaring kursusse gaan doen, na hierdie les gaan hulle nooit weet. Dis vir hulle net te skie. OK? Dis hoekom ek sê, die Here het spesiaal hoofstuk 4 en 5 eerste gesit. Ek te sê, "Tjo, as jy in my glo, of jy vir niks van die goed bang te wees. Maar as jy nie glo nie, of as iemand wat jy liefhet nie glo nie, moet hierdie jou aanhits om vir hulle van Jesus te vertel." Ja. Goed, so ek het vandag weer die woorde gehoor, iemand het gesê, as Jesus weer kom op die wolke, is dit die goeie slegte dag vir Jesus. Die mense wat in hom glo, is dit die beste dag ooit. Mense wat nie in hom glo nie, is dit die slegste dag ooit. Dis amper daai yin-yang teken, julle weet daai swart-wit teken. So terwyl dit hier op die aarde is dit asof good and evil saam speel, maar die dag wat Jesus kom, word hulle geskei. OK. Goed, so kom ons kyk wat gebeur by hoofstuk 6. Onthou julle daai boekrol wat God vasgehou het? Hoeveel seels het hy gehad? 7 seels. OK? So hoofstuk 6 doen ons nou net die eerste 4 seels. Sien julle? Die lam Jesus gaan kom en die eerste 4 seels een vir een oopmaak. Goed, so as jy jou prentjie van jou perde by jou het, wat so lyk? Ons nog vanaand oor die 4 perde en die 4 ruiters gesels. Elke seel wat oopgemaak word, word deur een van hierdie perde verteenwoordig. Nou wie van julle het al op 'n plaas gebly of op 'n plaas gekuier? Ek het op 'n plot gebly, groot geword. Ja, so op die plot, as jy nou voor jou wasbak staan en jy skil wortels of appels, en jy het 'n groot venster wat oop is, en daar's perde op die plot, wat dink jy wat gebeur as hy daai wortels of appels ruik? Ek kon eer dit. Hy wil in die huis kom, hè? Dan kom. En wat sê jy dan vir? Voetsak, gaan weg, geen pas. Hè? My personaal was Sunset geweest. OK, so dan sê jy vir hom, gaan weg, geen pak. Dis presies wat hier met hierdie 4 perde gaan gebeur. OK? So as jy nou, kom ons vra vir Marlies. Marlies, as jy 'n klein doktertjie is, en iemand sê vir jou, iewers ergens in hierdie Bybel is daar 'n ruiter op 'n wit perd. Wie gaan dit wees? Wie wil jy graag hê moet dit wees? Jolandi? Gustav? Wie is ons, nee? Want ons dink altyd, die ruiter op die wit perd, dit moet hierdie handsome ou wees, hy moet jou kom red, hy moet die prinses kom uithaal. En dis waar. As ons hoofstuk 19 gaan lees, onthou net nou het ek gesê, al die slegte goed gebeur tussen hoofstuk 8 en 18. Hoofstuk 19 wat ons net nou gaan lees, gaan ons van die Jesus die ruiter op die wit perd lees. Kyk, wat is die duiwel? 'n copycat, né? So as ons tussen hoofstuk 8 en 18 van die ruiter op die wit perd is, wie dink julle is dit? Die duiwel. Ja. Die duiwel gaan ook voorgebeeld of uitgebeeld word as die anti-kris. OK? So moenie die mekaar raak nie. Weet waar jy lees. Onthou jy van die begin af het tevore gesê, weet waar jy lees en watter deel van die Bybel jy lees. OK. Jy sal sien, die duiwel op die wit perd het net een kroon op sy kop, sy eie heerskappy se kroon. Jesus het baie krone op sy kop. Want hy is koning van almal. So julle sal dit begin optel. OK. So as ek julle daai agtergrond het, dan gaan julle nou vandag se les bietjie beter verstaan. Kyk gou in julle Bybel in Praktyk op bladsy 1993. Dis net so 3 blaadjies terug. 1993. Daar's 'n klein blokkie wat sê interpretasies van die boek Openbaring. sien julle dit? So daar is 4 soorte maniere wat jy die boek Openbaring kan lees en interpreteer. Almal het ietsie wat reg is.
Maar vir my, as jy almal bymekaar sit, kry jy die volle prent. Okay? So, party sê, dit is net geskryf vir mense die tyd wat Johannes geleef het. Party sê nee, hierdie hele boek is net geskryf oor die laaste dae, wanneer Jesus weer kom. Maar daai idealistiese enetjie, sien julle, hy sê, die boek Openbaring is 'n simboliese voorstelling van die stryd tussen goed en kwaad. Okay? Dit wys nie na enige spesifieke historiese gebeure nie en kan op enige tyd in die geskiedenis toegepas word. Verstaan julle? So as hier sê daar moet oorloë en hongersnood en goed kom, dan is dit nie spesifiek die Eerste Wêreldoorlog gewees. Dis nie spesifiek corona gewees, want dit kan op baie plekke toegepas word. So, julle gaan nou sien, ons gaan vanaand 2 ouens wat bietjie verskil in hulle perspektiewe. Ons gaan bietjie Stefan Joubert, professor Stefan Joubert, so goed bietjie kyk. En Stephen Armstrong van Verse by Verse Ministry, so goed gaan ons bietjie kyk. Hulle 2 verskil so bietjie van mekaar. Ek gaan vir julle albei se sienings gee. Maar julle sal sien, as jy die 2 by mekaar sit, is dit eintlik die beste ding. Partykeer dink ek party wil net hulle een moet reg lees, maar eintlik as jy alles lees, is dit baie beter. Dis soos om al die Bybels voor 'n woord oop te hê. Okay. So. Professor Stefan Joubert beklemtoon dit as beeldtaal, wat nie letterlik op toekomstige gebeure uit of spesifieke goed in die geskiedenis van toepassing is. Hy sê dit kan op goed in die verlede, goed nou en goed in die toekoms van toepassing wees. En ek stem saam. Okay, julle gaan nou sien of ons leer. Stephen Armstrong voel dit gaan meer gefokus op die groot verdrukking aan die einde, nadat Jesus weer op die wolke gekom het. En dis ook reg, want daar is nou verdrukking, maar daar kom heavy verdrukking as hier die sis weer kom. So albei is eintlik reg. Okay. So, hou jou prentjie van jou 4 perde in gedagte, dan kan jy omblaai. Die eerste een wat ons kan doen is die wit perd. Dan gaan ons lees by Openbaring 6 vers 2. Ons begin sommer by vers 1 dan lees. Ek gaan gou die hele Openbaring lees, daai vers 1 tot 8, dan kan jy dalk by jou perde bietjie hulle kleure skryf as jy wil. Johannes sê, ek het gesien toe die lam, dis nou Jesus, die eerste van die 7 seels oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê. Onthou julle die 4 lewende wesens van laas, daai 4 engele? Hoe het die stem geklink? Soos die knal van 'n donderslag. Daai engel is kwaad, né? Dit wat hy sê is kwaai. Wat sê hy? Gaan uit, met 'n uitroepteken. Hy jaag die perd uit, okay? Ek het gesien daar was 'n wit perd. Sy ruiter het 'n pyl en 'n boog gehad. 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Goed, so by jou eerste perd, hy het nie 'n swaard die ruiter nie, 'n pyl en 'n boog. Nou julle sal weet, Damien, jy wat nou vertrust in hulle in die jagveld en die goed ken, as 'n ou met 'n pyl en boog kom jag, teenoor 'n ou wat met 'n geweer kom jag. Ek kry altyd die feeling, die ouens met die pyl en die boog dink hulle maak die dier bietjie minder seer, né? Of is bietjie meer humane, want jy hoor nie daai slag nie, dit voel nie so wreed nie. Maar op die einde gaan die dier nog steeds dood, né? Okay, so onthou nou die eerste wit perd het 'n kroon, sy ruiter het 'n kroon op sy kop en hy het net 'n pyl en 'n boog. Goed, by vers 3. Toe het hy die tweede seël oopgemaak. En die tweede lewenswesen het geroep, gaan uit, jaag hy weer die tweede perd uit, né? Daar het 'n ander perd, 'n 4 rooie, uitgegaan. Sy eerste perd was wit, jou tweede perd is 4 rooi. Aan sy ruiter is opdrag gegee
om die vrede van die aarde af weg te neem. Sien julle wat moet hy kom doen? Hy moet die vrede wat op die aarde is, wegneem. Hoe moet hy dit doen? Kyk wat gaan gebeur, sodat die mense mekaar sal uitmoor. So hy kom stuur so hier, dat die mense sommer mekaar doodmaak. 'n groot swaard is in hom gegee. So hierdie is bietjie meer gewelddadig as daai pyl en boog, né? Hier is 'n swaard betrokke. 5. Toe hy die derde seël oopmaak, het ek die derde lewende wesen gehoor. Gaan uit. Wat het ek daar gesien? Daar was 'n swart perd. Sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. Maar wat dink julle gebeur met 'n skaal? Jy weeg iets, né? Nou gewoonlik, as mens dink aan die Bybel en 'n skaal, is dit of jy goed genoeg is, né? Maar dis nie wat hier gebeur nie. Kyk mooi. Toe het ek iets soos die stem van die 4 lewende wesens gehoor sê. Net 1 skeppie koring vir 'n dagloon en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon. So dag is die dagloon is die pay wat hulle vir 'n dag se werk kry. So die ou sê nou, bring die skaal, as jy 'n volle dag gewerk het, kry jy net 1 skeppie koring en 3 skeppies gars. OK? Hoekom? Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. So hier gaan dit gaan oor kos. OK? Dit gaan nie oor geweeg en te lig bevind is. Dit gaan nie oor son nie, dit gaan letterlik oor kos. Jy sal nou sien. Toe hy die 4de seël oopmaak, het ek die stem van die 4de lewende wesen hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n vaal perd. 'n Vaal sal julle net nou sien, is so grysgroen kleur. OK? Sy ruiter se naam was die dood. OK? En die doderyk het agter hom aangegaan. Aan almal is mag oor 'n kwart van die aarde gegee, om die mense dood te maak met die swaard, so dis daai ruiter met die swaard, met hongersnood, sien julle daai skaal wat vir hulle kossies afgeweeg het, daar gaan hongersnood wees, en met die pes, onthou pes is iets soos corona, wat 'n klomp mense doodmaak, en deur die wilde diere van die aarde. Okay. So kom ons gaan kyk gou na ons 4 perde. En op bladsy 2 kyk na jou wit perd. Goed, so hy het 'n boog gehad en 'n kroon op sy kop. So Stefan se deel sê, hy noem hom nie die wit perd soos Christus nie, maar dis iemand wat Christus naboots. So hy lyk soos Christus, hy lyk soos Jesus, maar dis nie Jesus. Nou wat sal iemand wat soos Jesus lyk Jolande met jou doen? As jy nou dink hier's iemand, en hy's Jesus, gaan jy vir hom luister as hy veel goed sê? Ja. Gaan jy hom glo as hy goed sê wat nie in jou Bybel staan? Nee. Maar wat as jy nie jou Bybel ken? Dan gaan hy jou mislei. Verstaan jy? Jy kan nie oordeel of iemand jou mislei as jy nie iets het wat jy nie dit meet. Goed. So, die misleidende ideologie is mense wat soos partykeer dink hulle politieke leiers kan hulle tot redding bring. Kyk. By julle in die Rooms-Katolieke tyd, die mense kon nie lees nie, hulle het gedink die Rooms-Katolieke is die volle weg in die waarheid, en kyk hoe daai mense die mense mislei, né? Godsdienstige leiers wat mense manipuleer. Onthou as 'n ou op die preekstoel staan en preek, is dit nie noodwendig dat hy alles praat as waar is nie. Jy moet hom gaan meet. In die ouer dae, en ek glo vandag in meeste kerke nog, is dit die kerkraad se werk. Die ouderlinge moet die Bybel so goed ken, dat hulle die dominee kan opweeg. Die dominee kan nie daar staan en klomp nonsens vertel, want die ouderlinge ken ook hulle Bybels. Maar baie kerke het nie meer sulke goed nie. Baie mense luister online na kerk. Hulle gaan nie meer na kerke toe nie.
So as jy nie jou Bybel goed genoeg ken, jy kan enige ou jou enige nonsens vertel en dan glo jy dit. Né? En die laaste enetjie is 'n valse vrede wat eintlik onderdrukking bring. So Damien, as ek nou in die kerk staan en sê, alles in hierdie kerk is okay, want alles moet deur die oë van liefde gekyk word. Al die sondes is okay, want ons mag nie oordeel nie. Alles is alright onder die vaandel van liefde. Dan heers daar 'n vrede, né? Maar as dit regte vrede, gaan almal hemel toe as ons sê alles is okay, ons maak dit net so mooi toe onder die vaandel van liefde. Nee, dis 'n valse vrede. So dis waarvoor ons moet oppas. Okay. Stephen Armstrong en veral die Engelse mense, hulle ken die woord antichrist beter. Afrikaanse mense praat nie sommer van die antichrist, né? Maar die antichrist beteken nie Christus. Dis of Christus of die antichrist, okay? En hy sê ook, dis diplomatie of die diplomate en ooreenkomste. So, aanvanklik lyk dit of daar nie oorlog is nie, asof daar groot wêreldvrede is. Maar eintlik is die mense onderaf besig om hengse nonsens met mekaar te maak. Okay. En die kroon wat op sy kop is 'n menslike kroon wat op sy kop gesit word. So die duiwel is op hierdie stadium ons die koning van die wêreld, né? Meer mense hom volg, hoe groter word sy koninkryk. So dis kom op hierdie perd, het hy een kroon op sy kop, totdat Jesus weer kom. So die wit perd, as jy langsom iets wil skryf, moet jy sê, die illusie van vrede, want daar's niks vrede. Op hierdie stadium is daar Nee, die eerste ene, nee. Ag, ek kan maar besluit, op die foto was dit die laaste ene, nee. ja, op die voorste een was die laaste, op die foto is die laaste en die wit perd. Okay. Goed, so daar is jou wit perd, wat nie Jesus is nie. Hy is iemand wat hom voorgee as Jesus. Okay. Goed, dan het ons die rooi perd. Hy is toegelaat om vrede van die aarde af weg te neem met 'n swaard. So as jy nou dink aan die televisie of iets en jy hoor 'n swaard, wat sien jy? Ja, bloed. Kleiery, bloed, oorlog, né? Dis presies dit. Dit gaan oor geweld. Die menslike geskiedenis het 'n konstante patroon van oorlog, revolusie en bloedvergiete. So dis hoekom mense sê jy kan nie hierdie stukkie lees en gaan sê hierdie vers gaan oor die Eerste Wêreldoorlog. Of hierdie vers gaan oor die Tweede Wêreldoorlog. Nee, hierdie vers gaan nou oor wat nou in Israel aangaan. Sien jy hoekom kan jy dit doen nie? Want dit het juis gebeur al 100 jaar na Jesus. Toe was daar al klaar oorlog. Daar was klaar revolusie. Dis hoekom Johannes op die eiland verbann is. Daar was klaar bloedvergieting. Almal is daar opgehang en in kruise vasgesteek, geslak en verbrand. So dis hoekom ons sê, dit kan nie aan 'n spesifieke gebeure gaan geheg word, maar dis iets wat oor die algemeen gebeur. Goed, dit gaan oor die gees van geweld. Sien julle daai? Dis daai wat ek julle gesê het, die good and evil. Gaan oor 'n goeie gees en 'n bose gees. Wie is die koning? Goeie gees of die bose gees? Goed, Armstrong sê, die dag as Jesus nou kom, né? Dan kom hy hierdie vals vrede uitsoek. Dan kom daar een hengse oorlog, daai globale oorlog. Né? Die groot oorlog waarvan daai Armageddon waarvan die movies altyd praat. Ek het dit nog gekyk vanoggend. Ja, jy moet kyk so. Amazon. So dis 'n groot nasionale en internasionale konflik in die eindtyd. So as jy langs die rooi perd wil gaan skryf, gaan dit oor oorlog. Maar wat het Jesus gesê? Is ons geveg hier op aarde teen vlees en bloed? Nee, so dit gaan eintlik oor 'n oorlog tussen good and evil. Wie kry jou siel? God of die duiwel? Okay. Goed, dan die swart perd. Ek het sê. Sorry, ek het Gas.
met wat ook nog 'n ding is van, jy kan ook gesê van die duiwel wat die koning is en so. Die duiwel is mens altyd meer geld, almal is mens agter geld aan en God is altyd soos mense wat nou baie geld het op ryk so. Kan drank ook wees. Ja, Dit kan sigarette ook wees. Dit kan pornografie wees. Dit kan sport wees. Party mense wat nie na drank gryp nie, hardloop hulle lewe weg. Hulle hardloop hulle uit hulle gesinne uit hulle huwelike uit. Enige iets wat dit te aan het, al lyk dit op die oog af 'n goeie ding, ja. kan 'n afgod wees. Moenie vaskyk in algemene goed. Nee. Facebook kan 'n afgod wees, Ja. né? So, dis hoekom daai valse vrede, hoe meer slimmer die wêreld word, hoe slinkster word die duiwel om jou weg te rok. Kyk. Goed. Die swart perd. Dit gaan oor hongersnood. Okay. Hongersnood, ekonomiese ongelykheid en inflasie. Ons almal wil opgooi ons as die woord inflasie, né? Nee? Okay. So dis. Kos word skaars. Dis duur en dis 'n voorreg vir net die rykes. So die arme mense kry swaarder, die ryk mense leef luukser. Klink dit soos iets wat vandag gebeur? Dit het 2000 jaar terug ook gebeur. Dit het in Josef se tyd gebeur, toe hy vir almal moes kos gee in die hongersnood was. Dit gaan nog gebeur. Maar, hulle sê in die eindtyd gaan dit baie erg. As ek vir jou sê, kyk my nou in my oë, in die eindtyd as Jesus kom, en jy lewe nog, gaan jy een helse oorlog wees, jy gaan honger kry, dit gaan baie sleg met jou gaan. Hou jy daarvan om dit te hoor? So wat moet jy dan gaan lees? Hoofstuk 4 en 5. God is in beheer. So dink jy as 'n geliefde kind van God, gaan deel wees van hierdie monso? Nee. Sien julle hoekom sê ek? As jy nie besef waar jy lees nie, kan hierdie ding jou net afskrik van die Bybel. Goed? Ons gaan net nou sê, hoekom gaan jy nie deel wees hiervan? So hierdie is 'n afskrikmiddel vir die mense wat nie in Jesus glo. Okay. Goed, wat sê Armstrong? Hy sê as Jesus weer gekom het, gaan dit daai groot ekonomiese ineenstorting wees. So al hierdie eindtyd profesie en goed sal julle sien die mense wat hierdie nie as 'n boek van hoop lees nie, sal vir jou sê. Okay, so almal gaan 'n chip in ons hand hê. Jy gaan, as jy nie die chip het nie, gaan jy nie kan koop nie, so jy gaan honger ly. Jy gaan, as jy nie buig voor die regte konings nie, gaan jou kos afgaan. So alles gaan oor hierdie erge dinge wat met jou gaan gebeur. Maar Jesus het gesê, hy het ons eerste gemaak. So ons worry nie wat daai word. Okay. Goed. So die samevatting, voedselnood. Goed, wat se kleur is die laaste perd? Ag, shame, die arme laaste perd. Kaal kleur. Kyk daar wat sê Stefan. Grysgroen soos ontbindende liggaam. Nee. Soos maggots. Okay. So dit gaan oor die dood en die doderyk. Die ruiter verteenwoordig onontkombare werklikheid en sterfte op groot skaal. So as jy in die oudheid gelewe het en jy daai swart plaag of die big plague, die swart pes beleef, sou jy gedink het, okay, dis nou hierdie vers. Kyk al hierdie mense wat op een slag lig, né? Toe ons kyk daar geweld. Toe dit die wêreldoorlog was en die mans en die seuns nie huis toe gekom. Ek is seker die vrouens gaan dink, nee, dis nou. Dink dan net toe corona ons getref het, né? Ek meen, wie in ons lewe het gedink, wat gaan aan? Is dit nou die einde? Is dit hoe dit gaan wees? Né? Kyk hoe hulle die winkels beroep. Ek het dadelik hongersnood in my kop gekry. Julle was nou nog te klein, man, 1999, voordat die oordosie oorgeslaan het, 2000, het almal gesê, die rekenaars is nie geprogrammeer om daai enetjie na te vyf. So ons ouers het bully beef, wat ons nooit eet in die huis nie, weet hoekom sal hulle ooit bully beef doen? Bully beef, en byt ons, toiletpapier en my pa se hele kluis was vol kondens.
Want hy kan nie sonder chocolates nie kondens maak. Want dit was soos die eindtyd, né? So, chaos, hongersnood. Is ons bang vir hierdie goed? Nee, want Jesus het gesê, as ons in hom glo, is hy in beheer. En hierdie is goed wat altyd in die lewe is. Almal beleef sometime chaos en hongersnood. Soos amper Maar ek het 'n corona baby. En Ah. dan sê dit gebeur. So die dode ryk, wat nou agter hierdie perk aangegaan het. Onthou as jy met hierdie groot plaag, of dink nou maar aan corona, né? Die mense wat dood gegaan het. Hulle kon nie gaan begrafnisse hou nie. Hulle kon nie ordentlike kuiers met die hele gesin hou na 'n begrafnis toe nie. So dit het gemaak dat mense se menswaardigheid gesteel word. Kan. Dis die effek wat dit gegee het. So dit is wat hierdie perd voorstel. So Stephen Armstrong sê, hierdie perd gaan jou kom vang. As jy glo in die anti-kris, jy's deel van die oorlog en jy word vasgevang in daai massa dood. So dan wys dit op 'n kollektiewe menslike sterflikheid op groot skaal. Nou Gustav, hierdie klink vir jou baie weef, né? Want jy's nie eintlik deel van hierdie ons. Ek meen, hulle laities gaan nie oorlog doen nie. So julle word nie regtig gekonfronteer met dood, so laat jy nou voor iemand gaan staan en sê, okay, kom ons fight nou. Hier's gewere, ons kan dood. Né? Maar enige een van ons kan vandag hier uitgaan in 'n motorongeluk doodgaan. Dan staan ons voor hierdie ding. Gaan jy die nou paadjie se pad gaan of gaan jy die massa doodpad? Né? Dis hoekom ek sê dit hoef nie oor die toekomstige tye te gaan as Jesus weer kom of oor 10 jaar terug. Dit gaan oor jou lewe vandag. Hierdie ding sê vir jou, waar gaan jy as jy jou oogies doen? Waar gaan jou ma en pa as hulle oogies doen? Waar gaan jou beste pal as hy sy oogies doen? Né? So jy hoef nie te dink, ag, hierdie perm, dis net 'n klomp goed. Ek is op die regte pad. Ek lees my Bybel. Ek het my hart vir die Here gegee. Great. Jesus het ons hier op die aarde gelos om seker te maak die ander mense kies ook die regte pad. En dis hoekom mense partykeer as jy nou die regte pad loop, begin om jou vriende te verloor. Want eintlik kry hulle skaam. Hulle weet hulle is verkeerd, want Jesus klop in ons almal se harte. Gee hulle net kans en hulle sal terugkom en wees daar om hulle te vang. Ja. Goed, so daar's 'n opsommingkie op die einde. Die wit perd, vals vrede. Die rooi perd, oorlog. Die swart perd, honger. Die val perd, die dood. Ja. So wat sê Stefan se pastorale toepassing? Hierdie gebeurtenisse gebeur reg deur die eeue. Dit het nog altyd gebeur, dit gebeur nou en dit gaan nog altyd gebeur. Maar ons moet onthou wie's op die troon, né? Openbaring 4, God is op die troon. 5, Jesus maak oop vir hierdie perde en die ouens in die hemel jag die perde weg. Perde is nie welkom in die hemel. Hierdie 4 goed is nie welkom by die kinders van God. Okay. Armstrong sê hierdie oordeel is letterlik, met ander woorde, die dag wat Jesus weer kom en jy's nie aan sy kant nie, gaan hierdie goed jou tref. Dis nie 80-40 goed nie, dit gaan vir jou tref. So wees wakker, en kyk aan wie se kant jy is. Okay. So kyk gou, julle weet mos nou al so 'n bietjie hoe werk julle Bybels. Kyk daar by 6 vers 2, lees ons mos nou van die wit perd, né? Nou in die middel van jou Bybel in praktyk, daar in hierdie middelste stuk, sê hy mos vir jou, waar jy nog ietsie oor daai vers kan gaan lees. So kyk daar as jy met jou vinger afgaan, daar in die middel staan 6 vers 2. Kom ons kyk gou wat staan in Openbaring 19 vers 11. Kom ons gaan koekeloog. Onthou, ons het gesê van Openbaring 19 af, gaan dit oor Jesus wanneer hy weer. So wat is die opskrif? Ruiter op die wit perd.
hoofstuk 9, gaan net gou hoofstuk 19 sal ek skryf. Vreugde in die hemel, okay? So ons is nou klaar by hoofstuk 18, as ons nou daar klaar is, gaan ons klaar wees met al daai gaga goed. Hoofstuk 19 begin met dit wat vir my en jou belangrik is. Die vreugde wat ons in die hemel gaan kry. Nee? Wat is die volgende opskrif? Die bruilof van die lam. Wat beteken dit, Annemie? Kom, jy trou een van die dae. Wat beteken? Bruilof is 'n huwelik. Wie is die lam? Jesus. Met wie gaan Jesus trou? Wie is die lam se bruid? Onthou altyd in die Bybel, enige plek, gaan ons lees van Jesus, wat die bruidegom is, en die kerk, wat die bruid is. Dis hoekom as julle twee vir die kansel staan, dan verteenwoordig julle Jesus en sy kerk. Gustav gaan na jou kyk, soos wat Jesus na sy kerk kyk. En jy gaan na hom opkyk, soos wat ons gemeente na Jesus opkyk. Verstaan jy daai verhouding? Die Here praat die hele Bybel so van daai liefdesverhouding. Dis hoekom God se hart so seer is as 'n huwelik nie werk. Want hy wil hê dit moes gewerk het soos wat hy oor sy gemeente. Okay. So wat gebeur as daar vreugde in die hemel is? Want Jesus het sy kerk by hom. Okay, daar word bruilof gehou. Hier kom die ruiter op die wit perd, vers 11. Kom ons lees gou 'n bietjie van hom. Dis nou weer Johannes wat sê, né? Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en betroubare genoem. Sien julle as hoofletters? Met ander woorde, dis Jesus. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. So Damien kom Jesus daar op die wit perd op die einde aangery met 'n wit vlag en sê, vrede van almal. Nee, wat kom doen nou? Hy kom oordeel, né? So as jy nie by sy bruilof welkom is, dan as jy van die buitekant van die bruilof, jy het nie 'n invite gekry nie, die deur is nie vir jou oopgemaak, jy gaan geoordeel word. Okay? Goed. Sy oë het soos vuur gevlam, en op sy kop was daar baie heerserskroon. Sien julle? Nie net een ou kroontjie, want jy is nou kamstig die koning van die aarde nie. Nee, die koning van almal. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Onthou, die Jode mag nooit God of Jesus se naam hardop gesê. Nee? Dit was vir hulle blasphemy, dit is om God se naam ydelik te gebruik. Hy het klere aangetree wat met bloed deurweek was. Met ander woorde, hy het vir ons sondes gesterf, so ons gaan nie deel wees van hierdie oordeel wat hy nou gaan vel. En wat is sy naam? Die woord van God. Julle weet nou al, Jesus is die woord van God. Nee. So as julle 'n bietjie verder oor daai wit perd wil gaan lees, dis die amazingste stuk oor hierdie wit perd. Maar kyk nou wat gebeur by vers 21. So ek het nou vir julle gesê, die gemeente wat lief is vir Jesus, is by die bruilof. Waar is die ander ouens? Vers 21. Die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter of die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. Sien julle wat gebeur met die mense wat nie instap by die bruilof nie? Goed. Wat gebeur daarna, net so vir die wis en die onwis? Die Satan word vir 1000 jaar vasgebind. Sien julle daar? Is die kerk deel van hierdie nonsens? Ja, ons is klaar by die bruilof. So ons is nie deel van hierdie chaos en die duiwel wat vasgebind word. Dan wat gebeur met die Satan by vers 7? Hy word verslaan, Jesus wen hom. Dan kom die laaste groot oordeel van die duiwel en al sy trawante. Wat gebeur by vers 21? 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, sonder al die minies wat die vrede kom verstoor, né? Dan by vers 9, 'n nuwe Jerusalem. Met ander woorde,
Dis nou waar Stefan Joubert en Stefan Armstrong met mekaar verskil. Kyk gou op bladsy 1, net bo in die perde. Hè? En ek sê nie hulle verskil nie, hulle praat eintlik oor dieselfde ding, net nie dieselfde taal. Sien julle daai donker gedrukte ding van Stephen Armstrong? Daar staan konkreet profetiese gebeure wat na die wegraping van die gelowiges plaasvind. Onthou julle ons het laas oor die wegraping gepraat, daai hele ding van almal gaan op 'n sekere dag weggerup word. Dis nie wat die Bybel sê nie en dis ook nie wat Stephen Armstrong sê. Hy sê, ons gaan dit nog baie deurwerk, maar luister gou hoe gaan dit werk. Ons gaan nou hier op die aarde dit aangaan, party gaan doodgaan, party gaan lewe as Jesus weer op die wolke kom. Gaan Jesus kom sonder laat ons weet? Nee, dit gaan een groot commotion mee. Almal gaan hoor. Hy kom om wat te doen. As julle in die einde van al julle evangelies gelees by die hemelvaart, voordat hy opgevaar het, het hy vir sy disippels gesê, ek gaan na my Vader se huis toe, om vir julle plek te maak. Gaan die hemel dan nou daar hoor in die Vaderhuis wees? Of gaan die nuwe Jerusalem hier op die aarde wees? Ja, dis goedjies wat julle nog gaan oorgesels. Dis eintlik so exciting as jy dit weet. So hier's hoe dit werk. Okay. Jesus kom om sy kerk te kom haal. So die wegraping waarvan Stephen Armstrong hier praat, is die hele gemeente wat bruilof toe gaan. Okay, ons gaan almal bruilofsfees. Maar Jesus gaan, nadat hy ons veilig huis toe gevat het, eers die aarde moet uitsort, met die duiwel en al sy trawant. Sodra dit gedoen is, kom die nuwe hemel aarde toe. Die nuwe Jerusalem, hoe gaan hy liedjie? Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, né? God kom eers af aarde toe nadat Jesus die aarde skoon gemaak het soos wat hy moes gewees het in die tuin van Eden in die begin. Dan gaan ons almal op die aarde lewe. Sê vir julle dit. Dit waar jy heen gaan nou, is nie waar ons gaan eindig. Ja. Maar ons is nie deel van daai rukkie, wat daai goed uitgestort. Julle sal sien, as jy in Thessalonisense gaan lees, dan staan daar, as jy deel is van daai klomp wat op die aarde oor is, as Jesus dit kom uitstort, gaan jy wens die berge val op jou. So erg gaan dit wees, want dit gaan chaos wees, hongersnood, mense gaan mekaar vermoor, né? Ons is nie deel daarvan. Okay. Dis hoekom hierdie vir ons 'n boek van hoop is, nie 'n boek van bang. Verstaan julle hoe gaan die hemel werk? As julle nou 'n bietjie die stukke gaan sê vir chat, wys my al die plekke in die Nuwe Testament wat ek bietjie oor die nuwe hemel en die nuwe aarde kan lees. Dit gaan vir so lekker. Jy gaan hoor, as Jesus op die wolke kom, gaan daar trompette wees, en almal gaan jubel en jaai, wat bruilof toe gaan wees. Okay. So wie ken die storie van die 10 meisies met die lampies? Iemand trou, né? Ja, trou. Kom ons kyk gou. Blaai gou. Ek dink is Matteus 5 as ek reg is. Op 'n kontara. Ons kyk. Ja, wat die eerste daar sê. Ek weet nie. Wat is ek verkeerd? Ja, ek dink nie dit is 5 nie, ek dink dit is 10. Die 10 meisies. Gelykenis van die 10 meisies. Kom, wie is daar? Ek soek altyd daai stukke, man, ek mis. Hey, wen nou, waar is ek? Niemand chat naby.
Kan toch nie buiten. Sê gou weer. Hier is hy. 22. Dis wat dit is. Nee, is die een. Is die 22. Dis 'n ander bruiloft. Hier is baie bruiloft. 20. Goed, Matteus 25. Kom ons kyk gou wat sê die een by vers 36 se opskrif. Die dag en die uur van die wederkoms. Sien julle, dit gaan so bietjie nou hier wanneer Jesus weer kom. Bladsy 1431. Matteus 24 vers 36. Okay? Daar staan die dag en die uur van die wederkoms. Dis was stuk wat Jesus sê, maar niemand weet wanneer daardie dag of uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die seun nie, net die Vader weet. Okay? Wat is die volgende opskrif hier by vers 45? Die getroue en die ongetroue slaaf. Okay? Kyk nou by vers 25, hoofstuk 25 vers 1. Die gelykenis van die 10 meisies. Kom ons lees hom gou, ons het hom net huis baie. Daar staan. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel, onthou nou ons praat van in die hemel waar die bruilof gaan praat. Nie in die nuwe Jerusalem hier op die aarde nie, die dag wanneer Jesus ons op die wolke kom haal. Dan sal dit gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om troue toe te gaan. Kyk, so die meisies gaan om die bruidegom te gaan ontmoet. Sien julle dit? Hulle gaan om Jesus te ontmoet. Die meisies is die kerk. Okay, die 10 meisies, onthou 10 in die Bybel, stel almal voor. Okay? So almal gaan bruiloft toe. Want almal dink hulle is goed genoeg om in te gaan. Okay? 5 van hulle was onverstandig. Dit beteken nie baie slim nie, né? En 5 was slim. Hoekom was hulle dom? Die onverstandiges het hulle lampies gevat, sien nou maar hulle flitse, maar hulle het nie geweet hoe lank gaan hulle daar staan nie. So die flitse was nie gecharge nie, en hulle het ook nie ekstra batterye gevat. Okay, hulle het nie hulle powerbank saamgevat. Hulle staan nou in die donkere wag vir Jesus om te kom, maar hulle weet nie hoe lank gaan hulle wag. Terwyl die verstandiges, die slimmes, het hulle lampies gevat, en ook nog ekstra houers gevat. Okay, dit gaan nou oor hoe jy geleef het op die aarde. Gaan jy net soos jy is gaan sonder dat jy jou sonde bely het of sonder dat jy pad saam met Jesus geloop het? Gaan jy net gaan? Of gaan jy voor die tyd bietjie dink oor? Gaan jy beplan hoe gaan jy troue toe gaan? Gaan jy gereed wees vir die dag? By vers 5. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle vaak geword en aan die slaap geraak. Okay, Annemie gaan nie so lank vat nie, sy gaan op tyd hê. Maar onthou nou, hierdie ding is geskryf in die 1ste eeu na Jesus. Ons wag nou nog vir die bruidegom om te kom. 2000 jaar. So ons kan ook langs die pad moeg word en besluit, ek gaan nie meer wag. Net 'n bietjie slaap. Net so 'n bietjie slaap, net so 'n bietjie lou weer, né? Vers 6, in die middel van die nag was daar 'n geroep. Sien julle, hy kom nie stilletjies nie. Jy gaan hoor as hy kom. Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampies reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee ons 'n bietjie van julle olie, want ons lamp het dood gegaan. Met ander woorde, as Jesus kom, kan jy vir iemand anders vra, hoorie, gee my gou 'n bietjie van jou geloof. Hoorie, ek wil ook gaan, gee my 'n bietjie van jou trust. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Jy kan nie eers jou beste chommie of jou sussie of jou ma of jou pa help daai dag. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en julle nie. Gaan liewer gou winkel toe en gaan koop. Terwyl die onverstandiges die olie gaan koop het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft toe en die deur is gesluit. Ander woorde, jy kry een kans. As jy gereed is, gaan jy saam troue toe. As jy nie is nie, as jy buite.
Later kom die ander meisies ook daar aan en roep, meneer, maak van ons oop. Maar die bruidegom Jesus het geantwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, met ander woorde, wees wakker, omdat julle nie weet op watter dag of uur dit sal gebeur. Jy weet nie wanneer is die bruiloft. Jesus kom dalk oor 'n maand, maar jy gaan dalk môre sterf, dan is dit tyd om by die bruiloft op te dag. Daar Jesus is klaar in die hemel. Die bruiloft is klaar in die gang. Jy moet gereed. Kar. Staan julle waar gaan die bruiloft hê? Goed, sien julle hoekom kry ons by die kerk? En waarom praat dominees oor bruiloft en God en sy bruid? Okay, toe oogies. Dankie Here dat U vir ons sulke amazing goed sê wat ons kan verstaan. Daai perde is moeilik. Ons is nie mense wat perdry en oorlog maak en mense met swaarde doodsteek en sulke goed nie, so ons verstaan dit nie lekker. Maar U het soveel keer in die Bybel vir ons mooi verduidelik. En sulke awesome Bybels gegee om heen en weer te grou en te soek. Ons het regtig geen verskoning om te sê. Ons het nie geweet nie. Here, mag ons in hierdie Bybels induik en dit so soetkoek of so troukoek opeet, sodat ons kan weet hierdie is 'n boek van hoop en laat ons dit ook vir ander mense kan so verduidelik. Dankie vir al die liefde en U genade en vir die uitsien vertroue hier op die aarde, want dit is so 'n mooi voorbeeld van wat eendag in die hemel kan gebeur as ons dit reg doen. Dankie vir al die liefde. Amen.